Ons in 5:05, Jesus die gaan voor. Ons volg in die spoor. Hoor wat ons sing, dit broeder, en sê vir Here, bereid om te volg. Ons sing al die kortstrookjes, Jesus die gaan voor ons volg in die spoor.
gepraat van ons hartegroep. Dit is soos die oudere wat met die dele diens gedoen het, en hy kom hier op en daar kom met Tannie, en hy groet daar, en sy sê, en as ek nie ver voor sit, is daar nog plek voor. Sê, moet jy nie voor en dan sit, sy sê, hoekom nie? Sy sê, dan die hoef nie preek maar, sy sê, dan die skatraak daarvoor, kom jy nie skinne. Sy sê, hoe kan jy dan so sê, weet jy wie het is? Hy sê, nee, sy sê, maar dis my seun op daar preek. Hy sê, weet juffrou wie ek is? Nee, sê, sy sê, dankie jong. Dis lekker om ook as gelowiges geestelik, maar ook sosiaal by mekaar te kom. Mens sien uit na so 'n Sondag by mekaar nie. Nie net dat dit 'n gewoonte is. Ek het nou vir 4 weke oor die tema God is die bron van lewe gepreek en sluit môre en daarmee af. God is die bron van lewende hoop. Dit is 'n toekomsgedagte, maar wat vandag ja. Weet jy, om het kort te sê, is die lewende Here Jesus wat my hoop hierin dra. Amen. Maar as niks meer te sê nie, gaan ook iets niet sê nie. Ons het altyd gesing, die Halleluja wil my die ou tyd, en dis die ou tyd. Maar vriende, ons mekaar herinner, as ons dit doen, dan sal ons ook gekry in die kerk. Ons sal het op mekaar moet sit, om in te pas. En dis nie, skuldig nie, ek is saam met jou nie. Jy sien, dis heel raar goed wat ons weet het. En dis wat ook die hele reeksie gegaan. Maar om te weet is een, om het te glo is een, maar om te doen is iets anders. Maar die Here vanmôre ook, die Here, weer opnieuw van ons laat sien. Sodat ons soos die uitstap in die Here, ook moet wissel wees, maar hy is die een wat die lewe hoop in my lewe. Amen. Dit is die Here doen, nou dis wat navorsing gedoen het in die opdrag, dat hy moet oor die belangrike uitsprake en aanhalings van beroemdes moet hy skryf. Hy gaan toe en toe hy daar kom, toe sy besig en hy besluit, maar hy sê dat in 2 verdeel, die aanhalings van mense wat nog lewe, aanhalings van mense wat al dood is, en hy begin toe die wat al dood is, logies. En toe hy so besig is met die belangrike aanhalings, ontdek hy Jesus se naam ook by die dooies. En hy is so ontstel, en hy is 'n kind van die Here, en hy haal die lêre daar, en hy gaan sit dit onder die rêers van die lewens. Dis lewende hoop. Dis hoop te leef in alles wat in jou elke dag gebeur. Ons het ook altyd in die Halleluja gesing, die kruis van ons verlosser sluit ver gesigte oop in 'n verwarde wêreld. Bring dit weer vas nie. Maar dit daarop weer tussen ons wil. Ek wil die foto met die laaste van die Bybel gaan uithaal, Openbaring 21, wat ons toch so goed ken. Jesus wat sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. En dan sê hy daarby in vers 6 in Openbaring 21, aan elkeen wat dorst, sal ek te drinke gee uit die fontein van water van lewe. Verniet. Hoor jy dit? Sê daarop amen. Aan die Here maak dit vanmôre goed waar in die kerk. Dis die lewende Here Jesus wat dit groet en sê vrede vir julle. Kom ons staan, dan gaan ons 'n lied sing. Jy gaan op die balans staan, maar dit is reg so. 2, 4, 5 kan ons saam sit. Ons ken die baie van die wat vergifnis ontvang. Maar ek wil hier ons moet eers opstaan en dan as ons staan en ons kleine saam hardop sê. En dan gaan ons met die bevestiging van dit wat ons bely het, nie dit ook sing.
mense na Jesus Christus toe. Die wet wat sê wat ons sonde is, dit vir ons wys in ons lewens. Maar dan sing ons ook van die vergifnis in Jesus Christus. En dan sing ons van ons dankbaarheid en ons lof van die Here wat ons vergewe. Want as ons in die lig lewe, sê in Johannes 1:7, soos hy die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. En reinig die bloed van Jesus my van elke sonde wat ek ontdek in my lewe, wat ek bely, vergewe die Here. Kom ons staan, en dan sê ons eerste 12 artikels kyk, en dan sing ons hierdie vers vir vers, dat dit sal ondersteun. Ons sê ons geloofsbid en so, omdat ons dit doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, en gelei van die Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en derde weer gedaan. Maar op die derde dag weer opgestaan in die dood, opgevaar in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Maar waar is hy kom om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf. Glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die Heilige, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
bron van krag in ons binneste werk. Die is en bly vir ons die bron van lewe. En weer die lig lewe ons. Praat met ons burgers. In Jesus se naam bly ons aan. Ons thema kom nog ver van Psalm 36 as die Here onder. En die 10de vers van Psalm 36 is eintlik ons thema gewees, wat sê God is die bron van lewe en ons bedoel ons ganse lewe sal onthou die geestelike en die geestelike hoofgewone alledaagse lewe fisies. Hy is die bron van ons lewe. En toe het ons oorgegaan na Psalm 37 en vandag gaan ons 'n bietjie verder deur met die vers 23 te begin. 23 van Psalm 37. Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is. En hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê, want die Here help hom op. Ek was jong, en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig. Hy leen uit sonder rente. Met sy nageslag sal dit goed gaan. Bly weg van die kwaad en doen wat goed is, dan sal jy die land altyd bewoon. Want die Here het die reg lief en sy troue dienaars verlaat hy nie. Hulle sal altyd behoue bly. Want die nageslag van die goddeloses sal uitgeroei word. En dan by vers 31 net gou die vers ook die openbaring van sy God, dis nou vir die regverdige, is in sy hart. Sy koers is nie onseker nie. En as ons net by vers 35 oplet, ek het al gesien dat 'n slegte, roekelose mens geen opskiet soos 'n plant. En toe ek weer verbykom, was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek, en hy was nergens nie. Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte, die regskape man. Vir hom is daar 'n toekoms. En dan in Psalm 39, Psalm 38 oor, Psalm 39 vanaf vers 2. Ek het gesê, ek wil sorgvuldig let op my lewe, en nie sonder met wat ek sê. Ek wil nie 'n woord praat as 'n slegte mens my teen gestaan. Ek was stom en spraakloos en ek swyg en gepraat nie, maar my smart het al groter geword. Daar was 'n brandpyn in my. My smart het 'n vuur in my geword. Toe moes ek praat. Maak tog aan my bekend, wanneer my einde sal wees, Here, en hoeveel dae daar vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. Ek bepaal dat my dae min sal wees. En die oor is my lewenslied byna niks. Ag, alle mense, dis maar verganklik. Die mens leef soos in 'n droom, en hy stoof hom af en niks, hy gaan op, maar weet nie wie dit sal kry. Is daar nog hoop vir my lewe? Nie. Dis my enigste hoop. God, die bron van lewende hoop. Ek het so 'n skerp vermoede, die
die ou visserman Petrus het as kind in die tempel ook hierdie woorde van die lewende woord gesing wat Dawid geskryf het. Dit is baie duidelik dat hy daarvan geweet het, hy was nie 'n geleerde man nie, die sekretaris vertel hy en dan skryf hy in ordentlike Grieks. Petrus nie by magte was nie, dit neer wat hy vir die gemeente wil bemoedig in sy naaste, die ander bewoners. En dan skryf hy in 1 Petrus 1, eerste 2 groet die mense in vers 3 staan, waar aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het in sy groot ontferming aan ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Maar beskryf hy op die onverganklike onbesmette wat heilig is, onverwerklike wat altyd sal hou, erfenis wat in die hemel ook vir julle bewaar gehou word. 'n lewende hoop. Dit is ook van koninkrykstyd en van visserman en praat van moeilike omstandighede waarin ons kinders van die Here wees in ons dag. As hy Hebreërs 6 vers 18 die pragtige beeld, hy sê eintlik hou vas aan die hoop wat ons vir julle weggelê het. Wat vir julle weggelê is. Die weggelê in die Hebreërs beteken eintlik maar wat ek in besit kan hê, wat ek my eer kan maak, wat ek, dis eintlik veilig bewaar is vir julle. Dit is daar vir julle, nie daar twyfel nie. Die eintlike woord is gepreserveer, maar dis moet nou anglicisme nie, gepreserveer. Maar dis dieselfde woord, die betekenis is, soos daai woordpersies daar op die rakkingspees, wat gepreserveer is, getyd nie, en as jy op sien, dan krijg jy dit. Dit is eintlik die bedoeling agter, wat vir julle gebeer is. Die nuwe lewende vertaling praat van die hoop wat in vooruitsig vir ons ook. Dis die mooi. Wat ons nader roep. Dus ek moet nie net groei, proe dit. En eet dit. Word versterk of gereid daardeur. Ek wink jou. En dan Hebreërs 6 gaan aan verder as ek die woord weggeleg gebruik. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker. Dis 'n bekende teks. En dan sê hy op waar dit vandaan kom hierdie anker. Hy sê hierdie lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Voorhangsel? Het skeer in die tempel waar jy gesê in die allerheiligste oop skeer. Die teenwoordigheid van God beskikbaar maak. Nie net op vooruitsig nie. Nie net nader wink nie. Maar dit 'n werklikheid op aarde kom maak. Die voorhangsel wat skeer en Jesus sterf. En toe raak ons hoop lewend. Vir hy koninkrijk sterf. Nou lewensanker vriende. Dis mos nou 'n mooi deel om hier uit te dra. Niemand sal seker gaan in 'n boot sonder dat daar ander op jou boot is. Wie van julle is visserman nie? Wie het 'n boot? Sê. Wie van julle hou van seker? Wie van julle was op 'n passasiersskip? Ja, heel partyke. Julle sien daar's 'n anker, selfs die groot passasiersskipe het 'n anker. En as jy mense nou vra, hoekom dan, weet jy, daar kan omstandighede op see ontstaan, wat die anker die enigste woord is. Dis nie die geskiedenis van dit. Die anker is eers op die kaptein, op die bemanning, op die engines, op die kompas, op die stuur, die anker. Wanneer alles anders misluk, is daar hoop in die anker. Die onbeweeglike, onuitputlike bron van lewende hoop.
jy jou gaan verbeel dat het toch waar kan wees nie, soort van. Hoop is nie om maar te wag, iets gaan nou gebeur. Hoop is nie om te wens, dat iemand iets aan sal doen, dat iemand iets sal regkom, dat daar 'n oplossing sal kom. Hoop is nie 'n wens. God se beloftesbriewe sal waar word, nie omdat ek dit sterk genoeg wens of verlang nie, maar omdat dit op die lewe en die sterkte en die opstanding van Jesus Christus berus. Dis al wat dit sal waar. Ek het vir myself uitgewerk in my eenvoudige ideologie. As ek sê van 'n ding, 'n saak, dit is nou hopeloos. Daar is geen saak meer aan te smeer. Ek kan aan niks doen. Soos ek baie keer sê, nou is ek uitgelewer aan die omstandighede. Ek kan niks doen. Dis was om te wanhoop. Weet jy dan beledig ons as kinders van God die lewe nie kry. Ons beledig hom. Dan sê ons van God, hy sê jou beheer, wat gaan dit ook oor? Lewe en dood, gaan doodsaak. Hoop is ook nie aan kan nie positivisme nie. Dit gaan sleg, maar dit sal verby gaan. Dis die altyd. Net positief. Of positiewe denke nie. Jy moet net reg ingestel wees. En dan sal jy oorleef. Dis geloof en hoop op die gesag en op die vermoë en op die potensiaal van mense. Dis waarop my kan staan. Op my eie potensiaal, my eie vermoë, op die gesag van iemand anders maak ons staan. En ons allemaal wat die sit en staan weet is feitbaar. En hoeveel keer in die lewe is dit die ander is. Hoop is geloof in die almag van God. In die almag van God. Daarom wil in die psalms 'n wonderlike ding sê vir ons ook. Hy wil net sê, daar is geen vergelyking tussen die goddelose aan die een kant en die regverdiges. As geen vergelyking. Hy sê met die goddelose, hy het eintlik die kort gelykenis hier in aangekom vers 35. Hy het gesê, ek het gesien, dat 'n slegte en 'n roekelose mens, wat geen opskiet soos 'n plant. En toe weer aan kyk hoe dit gebeur, en hy gaan besoek, maar hy is weg, hy is net nie daar. Daar sê hy aan die kant, let op die eerbare mens, kyk na die opregte, regskape man. Vir hom is daar 'n toekoms. Die wat hulle die Here verset, word voor die voet gestaan. Die toekoms van die goddelose word afgesny. Interessante woord die afsny, is eintlik 'n kerkbeeld, dis die woord wat gebruik word. Ek weet nie wie van julle hoenders gewoon, my pa maar hoenders gehad, en dan wil jy nie die hoender bewerk, en dan knip jy die vlerk. Duider maak jy ook baie keer so. Dis die woord wat gebruik word, die afgesny word, van die vlerk word geknip van die voel, dat hy nie kan vlieg. As my vlerke geknip is, kan ek nie hoe die ellende van die wêreld uitstyg, sonder die vlerke van God. As ek geknip, knip myself. Dis ook om die mooie opsomming in vers 34 so aangrypend is. Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sê die Here opstaan. Bedoel dit, al gee jou kragte soms in. As jy nie kans nie, as struikel jy soms. En bly op die Godsweg. Maar jy gedurende weer in die bron sal uitkom. As jy daar bly. As struikel jy val op die Godsweg, sal jy weer in die bron bly. Daarom het ek 'n lewende hoop in Jesus Christus. Want hy sal die weg. Hy stel die waarheid, hy stel die weg. Jesus het op 'n dag gesê dat die mense by bekommerd is. Ek weet, Johannes 16:33,
sal jy dit moeilik hê. Maar hou goeie moed. Ek het wêreld klaar oorwin. Die weg is gebaan. Die goddelose rondom ons wat dat oorskynlike oorwinnings. Verander niks aan die ewige orde van God. Dit bly staan. Bly nog steeds die bron waarin ons gevoel word, fisies en geestelik. Dit het ons die 4 weke van mekaar gesê. As sien ek soms nie die oplossing, broers en susters, dan verloor ek my uitsig op baie geloof. Al twyfel ek soms of ek hemel toe gaan. Geloof en hoop is die instrumente wat die onsigbare God se werk in hierdie wêreld sigbaar maak. Geloof en hoop. Om enigstens 'n kans te hê om sy wil in die lewe te laat sien. Hoe belangrik is dit ook vir ons te weet. Dis so onbeheerlik, so suurstof in die longe. Verbeel jy moet môreoggend jou voete in die bed uitswaai, sonder dat jy hoop het dat dit beter sal gaan in die dag. Omdat God my voorgang soos net wil sê. Gebeur dit. Hoop is om Jesus te sien, die vertroue in Jesus Christus, hoe vervulling is, wat met my is, sy beloftes, wat in my is, deur die Heilige Gees. Dis ook iemand die daar 'n slim ding oor hoop geskryf het. Hy skryf oor hoop is die droom wat aan al word het wakker. Dan moet ek die realiteit van die lewe in die oor kyk. Dis hoop. Sy Poolse dogtertjie in die Tweede Wêreldoorlog van Here vertel. Toe dit in Warsaw baie sleg gaan met Nazi's, gevegte in die strate, en sy vlug die veld in sy gekryp in 'n grot. En so is sy uiteindelik bang in die grot, en daar sy ook dood in die grot. En toe hulle na geallieerdes in Warsaw ontdek, en soek sy ma en pa en die kry daar in die grot. Maar sy is dood. Dat die muur het sy geskryf, ek glo in die son, al skyn dit nie vandag. Ek glo in die liefde, al sien ek dit, al glo in God ook nou, dat ek sy stem nie hoor. Sien, hoop is die standhoudende fontein in die hart van elke mens. Die Heilige Gees, en dit is God se belofte vir ons om genereer die vermoë om die handewerk van God te erken. Vooral, maar ook in jou lewe. En daarom kan ek my julle verwys en sê, die kerk, die gelowiges, bly steeds die draers van hoop. Ons is al draers van hoop vir hierdie verlore gaande weg. Al denkpogings wat ons aanvoer ten keer so gering, so onbedreigend nie. Ek het die hele 4 keer ek daaroor gepreek en sê, ons gewinste skewe sneetjie brood, moet weet in koue water. Vriende, dit vestig hoop. Die nederigste troos gebed of struikelende bemoediging. Hou hoop, leef. Kleinste daad van liefde genereer hoop. Die hoef iets te sê, dan sit ek net by jou om in die hart te al wat nodig is. As jy nie ek sal saamgaan met jou in kopies moet gaan doen. Ek sê jou dokter te neem. Ek sê jou ja, moet kerk te kom. Ek sê jou vriend wees. Dit is God se woord in aksie. Het is nie nodig om te sê, kan nie meer. Kan nie nog dood geword, sê maar.
die reeks onthou ek vir myself dit Psalm 37 vers 5. Dat jy nie na die Here bid. Vertrou op hom. Hy sal sorg. Jesus bly lewe. God is die bron van my lewe, wat ek sê, geestelik en fisies. God is die bron van lewe, verkoop my in die hoë seisoen, en maak die wêreld om my nie in my die omgee verander. En daarom is God ook die bron van lewende toekoms. Daar kan ons allemaal sê, amen. Ons het saam. Here, ons sê dankie dat die woord so lewendig en kragtig en sterk is om ons lewens persoonlik en ons werk te verander met die krag van die Heilige Gees. Tot die seën vir elkeen wat na U soek, wat na U roep, wat na U verlang. Wat borrel die geloof oor liefde. En elkeen van ons lewens nie weet ook. Dankie Jesus vir U offer in Christus en die Gees wat ons sal doen. Wees met die uitreikskap, stort die genade en die seën oor vir hulle. Elke asempie van hulle getuienis, dat hulle daar baksteen op baksteen, dat uitste en terreinste dade van liefde doen, ook met die verkondiging van die woord, want hulle dit daarom opgeef. Bring vir hulle ook veilig terug in Jesus' naam. Amen. Dit lyk vir my, ek kan nooit die batterij oorvoer.
ons weet, die sien hoe ons met 'n glimlag, as ons hierdie herinner offers vanmôre aan die kom toe. En blyk dat dit oor die vestiging van die koninkryk en van hoop in hierdie wêreld sal blyk. Seën elke sin daarvan wat ons doen. En ons loof en dank die dankbaarheidsofers van die Here in Jesus se naam. Amen. Vriende, as ons die aankondiging gaan doen nou, en dan gaan ek nog 'n paar stukkies wys oor die uitdruk. Die deurkollektes vanmôre vir die senior bediening. Die kerkkantoor is oop, gewone bediening. Dit is onder andere. Die kosbakkie projek gaan ook vooraan, kos word voortdurend ingesamel, is nou wintertyd. Mense is in winter en is hulle kinders ook om en het ook die kos nie. Gaan maar by die kerkkantoor afgegee word. Hulle samel ook bruikbare items in vir die bidolifant en gifttafel by die bazaar. Ook by die kerkkantoor afgegee. Dan voorbinding asseblief vir Joan en Toy wat thuis aansterk na mediese prosedure wat sy ondergaan. En dan het ek so kom skryfies by mekaar gemaak. Dit is die gebouwe daar waar jy nou werk, saam met die span, kan maar so aangaan. En so, jy kan sien, dit is reëse goed, dat het bezig met die vensters en die deure in te sit. Ek hoop ek kan die stukkie video wys, as jy nou nie wys nie. Jy kan sien, dit is 'n groot reëse gebou. Daai gat wat daar is, dit is die toiletgat, jy kan sien, dit is 'n diep gat. Die vrou wag vir die visserbootjies wat inkom, is met Malawi weer, en hopelik sal daar die visies verhaal ook wees. Die visies wat hulle vang, ek het by eie oor gesien, is net so goed. En dan droog hulle, dan gekoppel hulle in sy verbondes. Elna dink ek, Elna Botha die foto gestuur, sy sê, toe kom die sakkie son, so'n sak die maan bedraai, ek dink is so'n wat sak. Een heilige oorlid, dit is altyd iets om te sien op die Malawi meer. En dit is waar hulle doen om langs die Malawi meer die gekeier, ek dink dat daar ontspan het seker, en volgende spreek die man. En dit is ook by die Malawi meer. Dit ook, ek kom vir die vakantie, die hele daar mens moet het breek vat. En jy kan recht kry by dit of nie. Dit is waar hulle gebouw het, dit is die bouwde. Jy kan sien, dit is 'n reëse hek daar. En onthoude bouw is skool iemand. En die vensters is nou in. En van die dinge, dan sit jy op die dak. Dis die deurvoesyne wat hulle maak, dakkapper self, al die bouwwerk wat self gedoen, ek die groot deure, hoë deure, dis 'n reëse skool wat hulle bou. Dis net 'n klein skooltjie. En hulle kom redelik by met die werk, dis redelik op data. As hulle dan nie moet kry, dat ons ook nie kan kry, op een manier. Kan ons daar maar, as ons nie afgevoer. En moenie ophou bid, vir die groep nie. Wanneer ek vanoggend sê hier, julle dominee vanoggend preek daar, maar en wat 'n wonderlike voorreg is, pragtige kerk, ek dink dit is die 35 jaar gelede ook daar gepreek, die vroue skool om sterk gestaan het. Moenie ophou bid vir
aanloop, nog allemaal 2 stene, 2 rye stene kry. Dan is vanmiddag weer klaar, jy kan sien al die vensters is ingebou, in die adminblok, mure en binnenmure is basis ook. Klaar tot by plafonhoogte, en ja, die deurkusyne is in, die deurkusyn so van ons kombuis wees, en die wind is nie goed. So die adminblok is na halfdagse werk, amper klaar. Soos die hoofdeur, die is ontvangslokaal. Ja, so al die vensters is in, behalwe die badkamertjie, so 2 venstertjies. Man het baie hard gewerk, is nogal warm, hier by die 30 draai. Ek gaan of julle net die na foto's opwys. Die klaskamers se vensters op in, so kom ons kyk gou, maar vanaf rood, die klaskamers se deure is op in. Maar ons scaffolding vir koopie. Morgen met die branding van die eerste die klaskamers se sienings kom. Kijk hier so mooi. Dus ons hele klaskamers in neer, ons hoed weer hier. Hier kan ek ook. Dan is die vensters, julle sien is in. Daai 2 vensters, hierdie kan nog gemaak word, want dit sal nie klaar gemaak nie. Hier ons dakkappe, wat ons gister afgelaai het, en ons dakkappe word, taalbou, daar die branding, goed, skies bestek, ja, hier so is die ander klaskamer, daar so is al die vensters ingebou, die ons gemeente goeders, daar die plafonne. So ja, daar is badkamers op venstertjies wat ons moet ingaan. Dus alle 2 venstertjies, die een deur, die adminblok, daar, die kan sien, en 2 vensters moet word. Dan geef julle voorvat, julle ondersteuning steeds, blyk dit is nog wachtgrondwerk, al die pleisterwerk, nog gedoen word, ceilings gestaan word, dakkappe. Maar ja, die weer is ons goed, ons gezond, en alles ook mooi dag, mooi naweek vir julle, ons praat van maandag, even in die volgende rapport. Nou kan jy baie spesifiek vir die saak, jy kan ook met die training kan sien, van wat waarmee dit bezig is. Dit bewaren, slotsang, 5 stede 9. Kom ons staan en sing ons dit. Ons harte is verheer dat God, die beskikker van ons lewenslot, ons lewe in sy hande. Ek stap veilig in die Here wees. Dit ook so bid vir die span daar. Ons
van die almagtige Vader sal jy koester en die krag van die Heilige Gees sal jou beskerm. Dit is ons lewende doel. Nou, en vir altyd. Amen.